Sien van God, doen het nog een keer. Oh, Jesus, doen het weer. Oh, Jesus, doen het weer. Ja, hier die geslag moet Ons groet u elkeen in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus, waar ons aangaan, waar ons opgehou het met ons sussie in die Here, met Mersha. En ek wil vir u sê, ons is hier om mekaar te stig, ons is hier om mekaar te bemoedig, en ons hier om mekaar se arms omhoog te hou. Maar as ons so luister na Mersha se getuienis, sy pad wat sy gestap het, vanuit die Here met haar begin praat het, met die droom. En daarom wil ek vir vandag vir u sê, moenie 'n droom sommer net los of net nie as kom ek sê ernstig aanvaar nie. As jy jou droom, as jy wakker word en jy kan hy droom onthou, skryf hom neer. Want die duiwel kom steel ons drome. En dan weet ons nie altyd wat die Here vir ons in plek instoor het nie. Die Here praat met ons, hy sê in sy skrif in hierdie laaste dae, gaan hy met ons praat deur drome. So van my kant af wil ek weer net vir Mersha sê, Mersha, weer eens, baie dankie, ons gaan aan, ons tyd het opgeraak, uitgehardloop. En soos Mersha met ons gedeel het, dan wil jy amper nie ophou nie, want jy sê, ag nee, ek wil nie stop nie. So ek wil vir jy sê, baie dankie, dat ons weer saam kan kuier. Mersha, kyk, jy, vir my is dit amper wat ek sê, God sê, ons wil hy geloof jy soos 'n mosterdsaad. Ja. Maar jy het hom vir my bietjie groter, jy het hom soos 'n sonneblomsaad vir my gemaak vandag. So, dit was vir my werklik, ek wil vir die mense daar buite sê, moenie ophou om te getuig nie, moenie ophou om te vertel van hoe groot God is nie. Want dit is presies wat Mersha vandag doen met die vorige opname en nou weer aangaan, en hoe groot God is. En God se tyd is die regte tyd. Yes. Mersha, jy gaan aan waar jy opgehou het. So, nou moet ek kyk waar ek opgehou het. so Stephanie, was nou in York toe en verlede jaar het sy gegraduate. Nee? So dat 2 jaar voltooi, deur al die storms en deur al die emosies en deur alles van daai, het die Here vir haar gedra. Die Here het vir haar deur New York, deur die kursus gevat vir 2 jaar, en dit was nie 'n maklike 2 jaar nie. Dit was 'n moeilike 2 jaar vir haar. Sy het kom leer om uit te vind, wie is Tiffany? Wat is dit wat Tiffany wil hê? En waantoe vat die Here vir haar? En die feit dat die Here vir haar ook 'n belofte gegee het, toe sy die ouderdom van 16 was. En sy het staat gemaak op hy belofte. En sy het gedoen wat die Here vir haar wil hê. Wat vir my so mooi is, dat die Here het vir haar gebruik, moes vir haar gebruik het, met my, ek sê altyd vir haar, jy was die begin, maar die Here moes met my kom praat het. Anders het jy ook geweet, jy weet wat ek bedoel, dit het so ingevleg. En dit is so mooi hoe die Here werk. Die Here werk nie, hulle sê altyd die Here werk verkeerd om reg te werk. Maar in hierdie geval het die Here so mooi gewerk, dat ons albei in mekaar vleg. As ek nou na Tiffany kyk, dan dink ek, wauw, sy is nou 23, sy was 19 toe sy oorgegaan het, sy is nou 23, maar die geloof wat sy het, is vir my so kosbaar, so mooi. En ek sê vir myself, as sy op die ouderdom van 23 die geloof het, en sy gaan aan, en dit wat die Here vir haar beloof het, hoe gaan die Here nog vir haar verder gebruik? As sy vir mense vertel dat, hoe die Here vir haar die visie gegee het, en dan kyk hulle net vir haar so, wauw, dan sal sy sê, dit was net die Here. Sy is in New York, en ek het altyd van gevra, wat is dit wat die Here wil hê, jy moet doen? En dan sê sy, die Here wil hê, ek moet 'n influence wees vir ander jong mense. En dit is haar doel in New York. En Andries, ek sit nou hier, en ek sê, ja, my kind het gaan studeer in acting. Nooit het geweet nie, want sy was nie die type mensie. My man het gesê, nooit, die kind kan nie gaan studeer nie. Hy was eintlik bekommerd oor haar, want sy was 'n sagte meisie, sy het baie gepraat nie, en hier gaan sy F toe, en hy's daar bekommerd, want nou gaan sy die eerste jaar het sy moes nou gestudeer, ek ook acting, en nou gaan sy New York toe, hier is die bekommerde pa, wat nie bekommerd is oor haar toe, maar bekommerd oor Tiffany, want hulle gaan vir haar boelie, en hulle is mos sy prinsesie, maar die Here
Jy moes met hom ook kom deel. En die Here het vir hom vrede gegee in die proses. En die Here het vir hom kom wys dat sy's nie alleen nie. God is met haar. En dit is so mooi. Vandag kan ek en hy een taal praat en ons kan praat hoe die Here vir ons deurgekom het en hoe ons die Here vertrou het en hoe moet ons stil sit en dit reflek op die goedheid van God en die God se beloftes wat hy vir ons gegee het en dan kom hy dit na en ons storie is nog nie klaar nie. Ons storie moet nog 'n einde kry. En ek gaan julle die einde vertel want die storie moet nog aangaan. Amen. Oor Tiffany se lewe. En Tiffany is nou in New York en ek praat elke Saterdag met haar en dan gee sy vir my ek sê 'n opname van haar week. Sy gee vir ons wat gebeur het in die week en waartoe die Here vir haar gevat. Maar die Here het nog nooit vir Tiffany teleurgestel nie. Elke slag kom haar dinge na lewe dat ek sê dit was maar net God. Dit kan net God wees. Tiffany het klaargemaak in 2 jaar. Nou moet sy mos nou na Korea gaan. En terwyl sy wag op die Here, gaan sy nog nie keer sy doen auditions en sy doen dit en sy doen dit. En al wat ek bid, Here, nie my wil nie. Al het die kind acting studeer en dis nie u plan nie. Dan is dit ook so. Al het u die geld voorsien om acting te gaan studeer en sy gaan 'n ander rigting, dan laat dit so wees. Amen. Net soos u wil geskied. Want die Here se plan is perfek. Die Here stuur vir ons in sekere areas in om daar uit te kom. Dis waar. So as sy moes gegaan het in acting om daar uit te kom, dan is dit okay. Because geld is maar net 'n tool. Dis hy. En 'n tool moet jy hom gebruik wanneer jy hom nodig het. So, ek het hom gebruik waar ek hom nodig het. En is nie my geld nie. Alles behoort aan God. Amen. Hy het dit vir my gegee, het vir my die belofte gegee. Ek het dit gaan invest in haar. En nie alles nie. Hy het gesê, ek hoor duidelik hoe sê hy vir my 1 jaar. Ek praat so met Wayne en lyk vir my, Wayne het 'n ander manier hoe hy dinge doen. Hy praat nie alles maar hy is alles hier in sy kop. Ek is weer 'n prater en ek sal sê, en dit lyk vir my die man vertrou nie saam met my nie. En ek sê vir myself, hoe lyk dit hy vertrou nie saam met my nie? En ek stap in en ek hoor duidelik hoe sê die Here vir my, dis nie Wayne se geloof nie. Ek is besig met jou. Ek het vir jou die droom gegee. Ek het vir jou die belofte gegee. Hy het sy eie journey. Ek hoor duidelik en ek raak stil. Dis nie jou uitdaging. Dis nie Wayne se uitdaging. Dis jou nie. Jy vertrou op my en ek kry weer hy vrede. Nou so die Here aan mekaar met my gepraat. As ek deur 'n storm gaan, ons is menslik, dan sê wow, hoe nou? Maar omdat ek so in beheer is van die kloue van die vyand en hoe hy jou gedagtes wil aanval, kom ek vinnig in lyn met wat God van my beloof het. Ek kom, is amper so, hy sit vir my in 'n paniek, so vinnig my in 'n paniek swaai ek my vinnig op. So ek het dit begin practice al, want ek is in beheer van dit, van my weakness, en nou die vyand kom en hy vat jou weaknesses, en hy sê jou weakness en jy is in beheer van nie, dan het hy vir jou, hy het in sy kloue. So, hy het my al probeer aanval, so hy het nou nie, die trip het hy nou nie geslaag nie, maar iets anders nou probeer, want God het my belofte gegee, hy het gesê vir my, vertrou van my so ver, as wat jy die oceaan nie kan sien, en die oceaan is baie ver. Ek het gaan Google, ek het gaan kyk, wat beteken die diep geloof? Dis 'n oneindige geloof. Amen. Dis 'n geloof wat jy nie kan sien nie. Dis diepte, dis verte en dit is bonatuurlik. En buiten Tiffany se journey was dit deel van my persoonlike journey ook. Alles wat God vir my in plek gesit het, was net supernatural. Amen. Was net, wow. We serve an amazing God. Ek kan sê, is my pa, is my vader, is my koning, is my advisor, is my counselor, is my all in one. Yes. Ek het die mense nodig wat vir my heeldag gaan profesie. God het vir my belofte gegee. En as hulle kom om met te profeseer, ek sal weet of het in lyn is met God se woord. So En ek glo profesie is wat, as jy, dit moet in lyn wees en dit wat jy weet van. So, baie mense, hulle wag op iemand wat vir hulle
moet prophesize. Hulle wag vir iemand wat vir hulle 'n woord moet gee. En hulle wag. En hulle wag. Ons kan nie wag nie. Ons moet wag op die Here. Amen. En die Here is hy's ons 'n sterke God. Hy's ons 'n ewige Vader. Hy's ons vredevors. Hy's ons alles in ons lewe. Hy gee vir ons sy liefde wat mense kan gee nie. Baie keer as ek vir Tiffany, ek is nou nie daar om vir jou vas te hou nie. Maar God is daar. Dan sal sy vir my sê, I feel the love, mom. Ja. Sy sê, it's so amazing. Dit is 'n liefde wat onbeskryflik is. En dis wat die Here doen. Die Here het van New York toe gevat sonder ouers. Ja, Kim is daar. Maar Kim is nie naby aan nie. Sy lewe 'n journey wat net sy kan wandel met die Here. En dit vashou aan God. Tiffany is nou nie in 'n acting posisie nie. Maar die Here maak vir haar deure oop elke keer. Mense sien vir haar raak wat sy nie bewus is nie. Sy werk op die oomblik in 'n gym waarvan sy altyd gewerk het. Iemand het vir haar raak gesien in 'n coffee shop. Die persoon het vir haar gesê, weet jy, as jy nie in die coffee shop is, dan kom ek jy in nie. Die impak wat sy gemaak het. Amen. Amen. Die geur wat sy afgee. Dit kan net God wees. So as die Here vir jou op 'n plek sit waar hy vir jou wil hê en jy loop in sy wil en baie keer dwaal jy af en moet jy sê, wag Here, dis nou my wil, laat ek gou in lyn wees en wat u wil. En so leer die Here vir jou hoe om in sy pad te loop en te wandel, want as ons in sy plan wandel, dan sal dit net perfek en mooi wees. En ja, hy vat vir jou deur storms. En dis deel van jou groei, want jy kan nie deur storms gaan en nie groei nie. Jy kan ook nie gemaklik deur die lewe gaan nie, want anders gaan jy nie groei nie. Want ek glo, elke uitdaging in jou lewe, alles wat jy deurgaan, is deel van jou testimony, is deel van jou groei, is deel wat die Here vir jou wil hê. Ek het altyd gesê, jong Wayne, ek wil so graag die testimony afgee, want dis nie vir myself nie, dis vir iemand, alles is net een persoon wat dit hoor. Amen. Dan is dit vir my meer as genoeg. Want ek kan nie 'n testimony, is soos experience wat jy nie vir jouself kan hou nie. Jy moet dit afgee en se sterf weer daarmee. Dieselfde vat die Here vir jou deur storms en deur dinge wat jy sê, dis eendag my testimony. Ek kan nie dan vashou nou soos myne nie. Dit is vir iemand anders. Iemand anders wat dit moet hoor. Iemand anders wat deur dieselfde ding gaan. Miskien nie deur 'n droom nie. Miskien het die Here met hulle gepraat al jare gelede. Miskien was hulle nie gehoorsaam nie. Maar is nog nie te laat nie, wil ek vir hulle sê. Amen. Ek wil vir die kykers daar buite sê, dis nog nie te laat nie. Ja. Want God is 'n God wat jou hart raak sien. Jy weet miskien nie hoe om dit te doen nie. Dis 'n geloofspad is nie 'n maklike pad nie. Ek het vanoggend vir my suster gesê, baie kere wil die mense vashou aan God se belofte nie, want hulle wil nie deur hy storms van nie. Hulle wil nie gaan deur hy challenges nie. Hulle wil die maklike manier, die maklike uitweg wil hulle hê. Maar God gaan vir jou die reistorms van. God gaan vir jou toetse gee. Want as jy nie, soos eksamen, as jy die toets slaag, jy moet jou weer oorskryf. Selfde doen die Here. Hy gee vir jou toets. En as jy slaag, ongelukkig moet jy maar weer oor tot jy hom reg kry. En as God hoor jy maar jy luister, hy gee soms gee God vir jou oor in jou eie begeertes. Jy wil mos nou nie hoor nie. Dan moet jy maar die harde manier leer. Maar ek wil vir elke kind van God daar buite sê, hou vas aan God se belofte. God se belofte, daar is nie, hy sal nie vir jou lieg nie, man. Amen. Hy verander ook nie sy gedagtes nie. Die mens verander sy gedagtes teenoor jou. Hy gee vir jou beloftes wat hulle nie nakom nie, maar nie God nie. Hy het vir my belofte gegee in hy droom. Ek het vasgehou in sy belofte. Hy het vir my drome gegee, oor as ek 55 raak, dan moet ek aftree. En ek moet nie bekommer wees. Ek sit vandag hier en ek sê, ek is nie bekommer oor finansies, want hy het vir my belofte gegee. Andries, wat ek vir jou vandag sê, en ek wil vir die kykers daar buite sê, toe hy vir my die belofte gee, dat ek moet nie bekommer wees oor finansies nie. Dit gaan beter met my, as wat Tiffany voor van die New York te gaan. Dit is net amazing, hoe God deurkom. Ja. Eerlik waar, ek kan dit nie beskryf nie, dit is onbeskryf, dit is bonatuurlik, hoe die Here vir ons elke dag deurkom, oor en oor en oor, en alles wat ons doen, alles wat ons het,
alles wat die binne in ons is, dis maar nie die Here. Amen. Ons kan nie die eer vat en sê, ek het my pensioen gevat en dit gaan geen. Ons kan nie die eer vat, die Here het vir my gesê, ek sal na jou kyk. Ek sal die geld gou vir jou losmaak. Ek sal vir jou onmiddellik sommer weer in jou werk sit. Ek sal vir na Tiffany kyk. Ek sal sorg vir Tiffany nooit dat hy klas uit gaan nie. Ek sal vir Tiffany 'n werk gee. Tiffany was nog nooit uit te werk nie. Ek het 'n paar weke gelede toe gee ek 'n testimonie af oor Tiffany moes uit daar wat sy bly moes sy uit en sy het nie 'n plek om te bly nie. En ek sê Here, sy moes die 1 November moet sy in 'n eie plek. Ek sê Here, ek elke week vra ek vir haar iets, ja, reg gekom met 'n plekjie reg, sy sê vir my nee. En die maandag ry ek werk toe en ek sê Here, vandag gaan U vir Tiffany wys hoe groot U is. U het mos nog nooit hy kind teleurgestel. Daai kind moet uit. Want die dametjie gesê sy ongelukkig kan sy nie maar verander nie want dan gaan iemand anders intrek. En Tiffany gaan kyk na plekke en sy is so gelukkig met die plekke nie en sy stap toe in die nuwe gebou wat hulle nie klaar gebou het en sy stap in met die agent en die agent sê, sy sê vir die agent ongelukkig kan sy dit bekostig nie. En die agent sê vir haar, dit is reg en so aan en so aan. Sy sê, en 'n vriendin bel vir haar en sy vra sy reg gekom met haar plek en sy sê nee en sy praat so en die agent bel vir haar. Langs hoe kon die agent sê vir haar, as sy net die helfte van die deposito kan gee van die maand en 'n deposito natuurlik, dan kan sy maar intrek. En ek sê, Here, U hand was nog nooit te kort om te help nie. En die Here werk deur daai vriendin om die deposito gee en sy het nou die ander deposito om te gee en sy trek daarin. Sy trek in 'n nuwe, splinternuwe plek in, waar niemand in gebly het nie. En so kom die Here, wat die Here het weer eens vir haar gewys, my hand is nie te kort om te help. Ek het vir jou gehoor, ek sê net die Here wys vir hoe groot is U. Sy bly nou alleen daar, wonderlik, sy sê vir my, sy het gedink die eerste gaan sy alleen voel, maar sy voel die engele van die Here in die huis. En ek sê, Here bewaar net my kind. U ken alles van haar. U het van nog alles het U van plek gesit. Anders as ek vir jou sê alles, dan sê ek, die kind was nog nooit te kort nie. Ek het vir 2 jaar van geld gegee, nou wat sy van die lewe kan bly, wat ek sê, dis nou al die laaste jaar, wat ek nie vir Tiffany 'n sent gee nie. Sy onderhou vir haarself, sy vra nie vir my 'n sent nie. Die ander dag vra ek van, moet ek nie vir jou geld inbetaal? Sy sê my, why? Ander kind sal gesê het, yes please, nie die kind nie. Sy vertrou op die Here, en dit is wat vir my so mooi maak, dat die geloof wat ek het die Here vir haar ook gegee, en die Here het vir haar geleer, wat is dit om hom te vertrou? Die vrede, die vanoggend toe sê sy vir my, I have a peace that surpasses all understanding. Amen. Ja. Sê sy vir my, 'n vrede, 'n geloof, as ek oor iets praat, en ek sê vir jong, jy moet nog kyk na die, of die sê sy my, why you worry? Ek sê vir my, no, I don't worry, I'm just saying it. Sê sy my nou, mommy, I don't think about it, I know God is in control. En dit is wat vir my so mooi maak, hoe die Here werk. Die Here het elke puzzle piece in plek gesit van 2017, maar die Here moes vir my kom leer het. Die Here moes vir my geleer het om stil te wees, en te weet, dat hy is God. Ek hoor elke dag die gedruis van engele rondom my, en sê ek, Here, dankie vir engele wat vir my bewaar. Dankie dat ek weet die engele van die Here is rondom Tiffany. Om 'n ouer te wees, en jou kind is so ver, en jy stuur jou kind op 'n 19-jarige ouderdom in die verre wêreld in, en jy weet nie wat daar aangaan nie. Maar jy het 'n God wat elke detail ken, Ja. en het vir jou die belofte gee. Ja, kyk, dit is, ek moet vir jou sê, Michelle, dit gaan baie moeilik wees vir 'n pa, en ek weet, voor ons nog gepraat het, weet ek, dit was moeilik vir Wayne. Dit was verskriklik moeilik. Maar nog steeds het die Here vir hom ook vrede gegee, O ja, op die regte tyd. op die regte tyd. Maar as jy nou so besef, jy weet, jy so vinnig kyk na Josef, en sy droom wat hy gehad het oor sy broers, wat soos die are wat voor hom gaan buig, Exactly. en hoeveel jaar nadat het dit gebeur, selfs met Moses, gaan reg deur die woord, selfs met Dawid, nadat hy gesalf was deur Samuel, hoeveel jare Jare eers daarna. na dat,
En ek glo dit presies wat jy nou sê. Jy weet, terwyl jy nou vir my nou sê, die geloof is daai diep geloof. Kom my koortjie by my op. It's so wide, you can't go around it. It's so high, you can't get over it. So low, you can't get up. Yes. Dit is wat dit Dit is. is so groot dit is. Hey? Dis wonderlik, dis onbeskryflik. Dit is regtig onbeskryflik en ek sit vandag hierso en ek sê net wow. En elke slag as ek my getuienis, baie mense vra, vertel my hoe het jou kind in New York gesit? Dan sê ek, as ek moet vertel, moet jy stil sit. Ja, Ek sal altyd sê, jy moet stil sit. Ja. Maar almal verstaan nie daai geloof nie. Almal ken dit nie. Ek kan net vir hulle vertel daarvan, maar hulle moet dit self gaan beoefen. Ja. Want jy moet iets, jy moet jou gees moet jy beoefen, jy moet hom practice, jy moet sê, okay, nou is ek deur daai. Okay, nou die Here vir my bietjie vorentoe gevat. En elke dag is dit 'n stap van geloof, elke dag. Okay, as ek daardeur gegaan het, dan kan ek mos hierdeur ook gaan. As ek daardeur gegaan het, maar weet jy net voor die droom, dan het ek altyd gewonder, jong, hoor ek getuienis van hoe die Here vir mense deurgaan ding. Hoe gebeur dit dan met die mense, maar dit gebeur nie met ons. Jy ken ons daai, dan het ek nogals altyd vir die Here gesê, Here, jy moet ook tog vir my wys, wat is dit? Hoe kry die mense dit so reg? As die Here dit mis vir hom gedoen het, maar nooit besef, die Here het ook my hart geken. Ek het eers gedink, weet jy dat ek praat met jou en ek kom by my nou. Ek het dit gewonder. Hy ry op pad en dink, die mense ry grand karre, jong, dit is wat kan net God weet. Dan het ek so met die Here gepraat. Ja, as die Here dit, en as ek hoor van getuienis, dan is dit is net God. Maar ek wil vandag vir die kykers daar buite sê, hou vas aan God se belofte. Ja. As al het die Here vir jou jaar gelede daai belofte gegee, en dit nog nie Realiseer. yes, dan kan dit nou kom. Vat dit stap vir stap. Moenie dit hastig vat nie. Want God se proses is nie 'n hastige proses nie. Dit vat tyd. Hou net vas aan God se belofte. Sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. Amen. Onmoontlik om God te behaag. Dit is Ons so. moet geloof hê, want dis hoe ons vashou aan God se belofte. Dis 'n mooi belofte. Ja. Misha, weet jy, terwyl jy nou so praat, dan besef jy net ook, en ek glo ek wil met iemand daar buite praat, en dit is, hoe belangrik dit is, om die fondasie vir jou kinders neer te lê. Ja. Jy weet, vir Wayne en Misha, wat ek nou persoonlik ken, Wayne wat 'n profetiese bediening het, en wat werklik dit baie ernstig, geestelik sien en doen, en dan is dit so kardinaal belangrik, dat jy werklik jou kinders moet grootmaak in die weë van die Here. As ek nou net dink, jou 2 seuns, jy weet, boeties wil altyd sissies beskerm, Yes. en nou sissies skielik ver oor Weg. die water, daai geloof so ver, jy weet, toe jy nou vir my dit vertel, ek, ja, dit is omtrent so, jy het nie besef, toe jy daai droom gehad het, dit gaan So ver oor die wees. oseaan wees nie. En, Misha, ek wil glo, en ek spreek dit, oor jou en Wayne, en oor al 3 die kinders, uit dat julle wel net altyd die vrede van God sal ervaar, met dit wat Tiffany daar is, en ek stem 100% saam met jou, die Here is besig om Tiffany te gebruik, ek sê baie, soos die Engels sê, 'n spotlight, Yes. hy is besig, of 'n ligtoring, hy is besig met haar, Definitief. met 'n groot doel, en ek kan net myself, ek het 'n fotootjie gesien van haar, ek het haar nog nie self in lewende lywe gesien nie, maar sy's 'n klein mens, Sy's 'n tingerige mens. en so wys dit net vir jou, maak nie saak wie of wat jy is nie, as jy God aan jou kant het, Definitief. man, dan spring jy oor 'n muur, Oh yes. loop jy 'n bendestorm. Oh yes. Ek meen, as hulle praat van Dawid was nie 'n groot man nie, en kyk wat het hy gedoen, Groot dinge. weet, so, Misha, yes, ek wil vir jou so baie dankie sê, dankie vir die tyd, ons het gedink, ons gaan dit op 1 opname doen, toe kon ons nie, toe Misha wegtrek, toe trek sy weg soos 'n masjiengeweer, toe moet ek stil sit en luister. So, Misha, ek wil vir jou baie dankie sê, gaan jy vir ons afsluit, ek gaan nou groet, dan wil ek hê jy moet afsluit met gebed, is dit reg met jou? Dis reg so, ja. Baie dankie. Maar eerstens wil ek net vir jou baie dankie sê vir die geleentheid wat jy my gegee het. Yes. God skep geleenthede. Amen. En ek vertrou dat die Here, dat iemand daar buitekant net kan vat wat die Here vir hulle kan doen. Amen. Kom ons sluit af. Halleluja. Ek sê vir u, tot volgende keer, totsiens. Baie dankie, Misha. Ons hemelse Vader, Here, ek kom vanmôre en ek kom sê vir U dankie.
Dankie Here vir die grootheid, Here, wat U is. Dankie vir die geleentheid wat U vir my gegee het om mense te bemoedig om te weet dat U is Amen. God. U is groot, Yes, U is my barmhartig. U is die Alfa en U is die Dankie, Omega. Here. U is die begin en die einde, Here. Daar is niemand so groot Halleluja. soos U nie, Here. Dankie, Ek kom vanmôre na U Jesus. toe, Here, en ek kom sê dankie, Here, dat ek weet, Here, sonder U is ons niks nie. En sonder U is ons tot niks in staat nie, Here, maar dankie dat U woord Dankie, beloof Jesus. vir ons dat ons is tot alles in staat vir Christus wat vir Here. ons die krag gee. Amen. Here, dankie Here vir Andries, Here, beskerm van sy hoof tot sy voetsole. Dankie vir die werk wat hy doen, Here, in hierdie gemeente. Sy vrou, Here, beskerm vir hulle en bewaar vir hulle. Hulle sit en hulle opstaan, my God. Here, ek kom vanmôre en ek bid vir die kykers vanmôre, Here. Seën hulle, Here. Here, en versterk vir hulle geloof, Here, en laat hulle net nader en nader na U toe trek, Here. Amen. Want sonder U, Here, en sonder U hand kan ons nie, Here. Lei ons vandag. Lei ons nie in versoeking nie, Here, want aan U behoort die koninkryk, die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Amen. O Jesus, doen dit weer. O Jesus, doen dit weer. Ja, hierdie geslag moet erken dat U regeer. Seun van God, doen dit nog 'n keer. O Jesus, doen dit weer.